julle baie welkom wees so by 'n Vrydag sessie. Ons is nog steeds hier bo by die Uitfiet restaurant so in die bokkant van die Botmapas. Die Kloofenberg plaas hier onder is van die De Tooys, dis nou Pieter Stef De Tooy hulle. Sy mense, baie spesiale familie saam, dis dalk hoekom hy so goeie rugby speler is. En ons is nog steeds besig met kyk na die Kerstyd wat voorlê, die geboorte van die Here Jesus Christus. 'n Bietjie krag daai kry rondom die tyd wat nou voorlê. Ons maak die jaar klaar, dan gaan ons oor na 'n nuwe jaar toe. Ons is hier in 'n pas, so daar's 'n bietjie geraas van voertuie en goed, vergewe maar daarvoor. Maar dis regtig 'n baie mooi wêreld hierdie. Die gedeelte wat ek vandag aan julle voorhou is Johannes 3 vers 16. Waar God het so spesiale uitspel vir ons daar. Hy sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis die teks wat ek eendag vir julle gesê waar die Here my siel gered het. Maar dis 'n teks wat ons so inspireer vandag rondom die hele motief agter die geboorte van Jesus. Is onder andere en baie spesiaal liefde. God het ons lief gehad. Onthou net, dis eers liefde en 'n kans en 'n geleentheid en eers daarna kom die oordeel. Die gedagte dat God vir sy seun vir ons gee is 'n aksie van liefde. Ons kon nie daarby bykom met die standaard van God nie. Die hele Ou Testament is baie die mekaar na Adam nou die ding begin het. En nou het ons in die Nuwe Testament, in hierdie tyd waar ons nou is, die voorreg om die liefde van die Here te ken. Dit is 'n ding wat vir my uitstaat rondom die hele Kerstyd, kom ons sê die geboortetyd van die Here Jesus Christus en die viering daarvan, is dit juist die wonderlike ervaring van liefde, wat ek so wens ook in families gesien kan word. En ook vir onsself ook, tussen man en vrou en gesin wees. Daar in die stal was dit die teken van God se liefde vir ons. Baie ongemaklike tyd waarin die Here Jesus gekom het, maar 'n tyd waar daar 'n groot begin was. Ons weet Openbaring praat van dat Jesus kom om te oordeel ook onder andere, maar terwyl hy in die wêreld was, het hy nie geoordeel nie. Terwyl ons 'n kans het, vriende, oordeel die Here ons nie nou nie, hy gee ons 'n kans om sy liefde te kan beleef en te kan ervaar. Dis die tema van liefde wat ek so wens, dat ons ou mensdom weer kan leer om mekaar regtig lief te hê, omgee liefde ook. Hierdie week het ons gekyk na die omgee gedagte, maar die ervaring van liefde is so belangrik in hierdie wêreld, wat nie meer weet wat dit beteken nie. Weet jy jou lewe loop nie? Ek dink om hierdie boodskap nou vandag so spesiaal vir ons is nie. Maar die boodskap van liefde is die tema van die Bybel. En veral ook as dit kom by die koms van ons Here Jesus Christus. Mag die Here ons harte voorberei vir Kersfees. Dat die belewenis van liefde sal wees, nie net in die gemeente nie, maar in ons huise, oral waar ons met mense te doen kry, daar ons gaan met vakansie ook. Sommige mense is maar baie omgekrap, maar kom ons wys vir hulle 'n bietjie liefde. Ons het so noodsaaklike behoefte aan liefde in die tyd waarin ons lewe. Kom ons bid net saam. Dankie Here vir die saad van liefde en die geleentheid om liefde kan hê. Liefde Here wat so belangrik is wanneer ons die naam aanroep en wanneer die karakter in ons harte kom vestig, soos wat dit daar Galasiërs 5:22 is. Kom leer van ons van die liefde. Kom raak ons harte aan. Neem die donkerheid weg uit ons harte uit. Veral met hierdie tyd van Kersfees wat nou voorlê. Feestyd waar ons met ons familie saam gaan wees, mense saam gaan geniet. Kom help ons Here om U te aanbid ook rondom die wonderlike ervarings gehaal van liefde. Amen. Amen. Weer 'n verskoning vir al hierdie gerasie rondom ons 'n bietjie stil nou. Mag hierdie week wat nou voorlê vir jou tyd van liefde wees. Geniet die kleintjies by julle, ons nou begin nou skoolvakansies raak ook nou. Familie kom kuier. Kom ons geniet dit. Los met die ou donker goed, los dit. En geniet die liefde wat die Here vir ons in ons harte kom plaas. Here seën julle. Ons volgende week weer by mekaar is, en soos die Here wil, volgende week weer so by mekaar kom. Totsiens en onthou, wees lief vir die Here want hy is lief vir ons. Totsiens.